Luister na Millie FM saam met my, Jean-Rik Orendal, kos vir jou ore hier regstreeks uit Bloempark uit. Vanoggend saam met my in die ateljee het ek Cor Shortem, ek het vir Jaco Wieman en vir Wieke Spelser wat bietjie tyd uit hulle agenda uitgehaal het om met ons te kom gesels. Môre kerels. Môre Jean-Rik. Môre Jean-Rik. Lekker om julle hier te hê. Dit is weer lekker om hier te kuier, dankie. Dis aangenaam, altyd 'n vrolike gesig. Julle is ook vriendelike mense, dis regtig lekker. Aangenaam. Ons gesels vandag bietjie oor Cor Shortem, maar Cor Shortem was nie altyd net Cor Shortem gewees nie. Julle het 'n oorsprongstorie. Ja, ons het nog 'n lekker, of ek en Wieke geniet dit om die storie te vertel. Nou maar vertel, ons deel met ons hoe het Cor Shortem gekom tot waar hy vandag is. Die storie is 25 jaar oud. Ja? So dis wanneer dit begin het. So ek gaan laat Jaco begin met waar dit begin het. Net om konteks te gee, Ja. Dit gaan 25 jaar terug. Kleer vir ons die prentjie, Yes, Jaco. Wieke se maale het 'n personeelagentskap gehad wat spesifiek plasings doen vir versekering. Ja? Ek was werkloos. Ek het gegym, deeltydse werk gedoen, op die swembad rondgelê. Mhm. En Wieke het ouditeur geswat, CA geswat. Hy het toe deeltyds of voltyds begin werk by Mutual and Federal 1999. Ja. En As wat het jy toe daar gewerk? Ek het begin as 'n persoonlike versekeringsonderskrywer. Onderskryf. Intree vlak onderskrywerspos. Ja, toe was ek oud 19 jaar oud. Ja, jy gewees. was Ja. En langs deur die kort sy maale en my maale het gesels deur die kerk en hulle kry toe vir my ook werk by Mutual and Federal. En soos dit is, ons het mekaar geken van die woonbuurt waar ons saam gebly het, was saam in die laerskool gewees, net mekaar geken of geweet van mekaar. En soos dit is, begin hy my toe oplei as 'n persoonlike onderskrywingsklerk. O, En ja. hy word toe bevorder as 'n kommersiële onderskrywersklerk. En nou is daar 'n leemte in die pos. Ja, en Ja. toe vul ek nou die persoonlike lyn klerkskap. Wieke gaan kommersieel toe, en dit was so op 3 maande. Ja, dit is 'n leemte in die pos gewees, maar ook in die vriendskap, want toe sit ons nou verder van mekaar af. Ons lesenaars was langs mekaar gewees. En toe word ek onderskrywingsklerk en toe ek en Wieke nou leer wat kommersiële versekering is. Toe klink hierdie storie dan baie lekker. Aha. Want dan kry jy nou en dan 'n ou wat 'n boot verseker. 'n yacht. 'n yacht Ja. of 'n visvangboot in Port Edward. Dan moet jy dit nou onderskryf. En ek en hy sê toe, die droom is, maar nou bou ons die droom so terwyl ons werk. Die droom is om eendag 'n makelaary te begin. Dan begin ons by Cozy Bay en ons verseker al die bote en skepe en alles reg rondom die kus en ons eindig in Port Nolloth. En dit gaan ons 'n jaar vat en dan vlieg ons oor Cozy Bay toe, dan doen ons die hernuwings. En dis ons versekeringsdroom. Jy was toe nou hoe oud gewees as Wieke nou 19 was jy toe nou daai tyd gewees? Ek het hoeveel? 21 geword. 21 en hier gaan jy met jou chokka-boot drome, julle gaan nou groot gaan. Ja, ons gaan nou bote verseker. Ja, nie te min om net vandag te sê, ons het toe nou nooit by daai droom uitgekom nie. Ons verseker omtrent geen bote vandag nie. Ja. Ja, Marina is 'n ander En onderwerp. ons het min bote verseker oor die 25 jaar. Maar ja, Jaco daarna het hy sy eie Jaco, jy kan ook net vinnig vertel wat jy daar. Ja, ek het aangegaan met my versekeringsloopbaan. Ek het by 'n groot versekeringshuis in Bloemfontein aangesluit. Ek was 10 jaar by hulle, baie geleer by hulle, baie goeie ondervinding gekry. Geleer van hoe makelaary werk, hoe 'n versekeraar aan die binnekant werk. Ek het Al die nakomingsdinge. Ja, al daai ek het goed. by een van die grootste versekeraars in Suid-Afrika het ek baie mentorskap gekry in Johannesburg in hulle hoofkantoor gaan werk en soos ek het baie goeie ondervinding daar opgebou van albei kante van hoe dit is om met 'n kliënt te werk en hoe dit is van 'n versekeraar se kant af om met 'n kliënt te werk. En dit maak van jou 'n fantastiese tussenganger. Dankie Jean-Rik. Wieke het aangegaan met sy loopbaan in ouditeurskap. Hy het aangesluit. Ek en hy het toe nou na ons bootdroom het ons altyd vriende gebly. Dis reg. Hy sal nou 'n bietjie geskiedenis gee oor wat hy gedoen het na ons bootdrome. En ek het nou 1 jaar op sy verjaarsdag. Toe ons by Soedoring en ek en hy sit en gesels oor die lewe vorentoe. Sê ek vir hom, kom ons begin die makelaary. Of ons nou bote gaan verseker of wat ook al, ons begin die makelaary. En ons het so 'n jaar aan dit beplan. Ons het my werkgewer betrokke gemaak. Ons wou nie enige slegte gevoelens daar gehad het nie. Hy het ons baie goed behandel na ons daar weg is. Regtig 'n goeie mens. En ek en hy het so 'n jaar beplan, ons lisensies in plek gekry en in Desember 2010 toe skryf ek my eerste polis vir ons In julle eie in ons makelaary eie se makelaary. FSP-kode. Ja, se FSP-kode. Ja, dis 15 jaar terug. So ons het ons lisensie is goedgekeur is Desember 2010 gewees, né? En dit is waar hierdie pad begin het. Ons naam was eers iets anders geweest. Ek dink nie ons mag dit op lig noem nie.
Konflik van belange. Konflik van belange. As was iemand anders gewees en toe het ons naam weer verander en toe het ons ingeskakel in 2012 by 'n ouditeursfirma in Bloemfontein. Daardie tyd was dit HRV gewees, Haven Rousseau Viljoen Ouditeure. En die behoefte van hulle was gewees dat hulle mense in kry spesialiste wat kyk na hulle kliënte se versekeringsbehoeftes. So dit het gegeld vir korttermyn, vir lewensbeleggings, testamente en so het die ouditeure eintlik dan nou hulle pakkie gebou van al die spesialiste. En dis waar ons pad met hulle begin het. En sedertdien is amper 13 jaar dat ons saam met hulle is, groot netwerk uitgebrei nasionaal. Ons is deel van 'n groot groep spesialiste en mense. So dis nie meer net ek en Jaco en Bote wat ons verseker of wou verseker nie. Ons diens nou 'n groot portefeulje landwyd met verskillende finansiële dienste. Hele mond vol, dit is nogals baie om in te neem. Maar hier staan julle nou 13 jaar later en julle beide is bekende gesigte tussen julle kliënte en in die veld en tussen versekeraars. Enige nuwe dinge wat julle wil aanpak nou vir Cor? Ons het, ek dink as ons besigheid wat in die 13 jaar, 15 jaar wat nou bestaan, het ek en Wieke... Ek is toch 15 jaar? Maar 15 jaar van die begin af, nie, het maak nie saak nie. Het ek en Wieke seker al, ons noem het 'n hard reset, het ons seker al 4 of 5 keer. Alles gestop en by 0 begin. Ons het ons kliëntebasis gehad, maar soos vir die wêreld buitekant verander het ons ook besef, ons kan nie net meer polismouse wees. Ons moet gaan herevalueer en re-evolve, as ek dit so kan sê. Okay, so ons het 'n hele paar keer reset wat ons stelsels oor verander het, ons manier van bemarking oor verander het, en ons het verlede jaar het ons tot die beseffing gekom, daar is 'n leemte vir mentorskap in ons besigheid. Alhoewel ek en hy nou, ons het gesamentlik 25 jaar se ondervinding in versekering, of nie gesamentlik nie, het elkeen, jy kan nog, daar's altyd plek vir leer. En ons het op 'n strategie uitgegaan om na die ouer makelaars toe in Bloem toe te gaan en te vra, wat is hulle raad, hoe ervaar hulle dit, want die verskillende generasies wat inkom in die mark, die millennials, Gen X, al daai goed, almal het verskillende behoeftes. Almal ervaar hulle behoeftes anders, maar versekering bly konstant. Dis hy. En die FSCA het 'n beleid dat as jy kan nie net meer 'n eenman show wees nie. Jy moet 'n opvolgbeplanning hê. Dis reg. En ons het met van die makelaars begin gesels en daar het 'n behoefte ontstaan dat vir die eenman ouer makelaar om in te skakel of om deel te wees van 'n groep. En ons het ons deure oopgemaak en gesê, okay, maar kom ons kyk hoe gaan ons die makelaars inneem. En ons het nou 3 of 4 waarmee ons het nou al 1, 2 wat definitief ingeskakel het, ouer makelaars wat ingeskakel het, en ons het 2 wat nou nog hang. Maar die hele idee daarvoor is, hulle bring hulle kliënte Cor Shortham toe, dit bly die makelaar se eiendom, maar saam vorm ons 'n groter span van makelaars wat koppe bymekaar kan sit. En daardeur, en ons het nou al gesien, byvoorbeeld, ek gaan 'n naam noem, om Kali Kalitz het by ons ingeskakel. Hy het vir ons nogal interessante kliëntetafel toegebring en in die paar maande wat ons betrokke met hom as vriendskap ook was, het ek en Wieke ook nogal baie geleer oor hoe om met kliënte te hanteer. Uit 'n ander oogpunt. Uit 'n ander oogpunt, uit 'n meer, ek gaan nou baie simpel ding sê, ek en Wieke kan partykeer baie kinderagtig wees, al is ons naby aan 50. Maar ons is... Jy is naby aan 50. Ons is jong van haar. Maar ook Kali byvoorbeeld bring 'n baie mature aanslag vir ons. En ons kan baie by hom leer. Maar net soos wat daar voordeel van ons is by hom Kali vir sy mentorskap en vir die ander ouer ooms ook. Is dit weer presies dieselfde? Is daar 'n voordeel vir hom Kali ook, wat hy weet sy kliënte is veilig as hy die dag wil gaan aftree en meer permanent golf speel. So ons het nog die aanslag van ons wil nuwe kliënte kry, ons dien ons eie kliënte baie goed. Maar dan het ons hierdie derde been wat ons oopmaak vir makelaars om te sê, maar kom ons vat hande saam en ons kyk wat gebeur vorentoe. Ek hoor, julle maak julle deure oop en sê, kom kyk, hierso is ander alternatiewe ook. Ja, en dan natuurlik in so 'n mate, dan dink ek ook julle bring ander versekeraars, as die individu ook dalk nie 'n versekeraar het op sy paneel nie. Dit maak die veld seker bietjie groter, of praat ek nou hier uit my beertyd? Nee, jy is heeltemal reg. Dit gee meer opsies vir die kliënte, gee meer opsies vir die makelaar wat inkom. Die krag van assosiasie is nogal sterker as wat 'n ou dink. Ons het ervaar sedert om Kali ingekom met die assosiasie wat kliënte wat hom ken en hy deel is van Cor nou, is 'n baie positiewe ding. Hulle hou daarvan, hulle voel kan amper sê veiliger, want daar is 'n koneksie met 'n groot nasionale footprint is in Afrikaans. Ja, ons verstaan. Julle verstaan ja, wat ek bedoel. Ons verstaan. Ja, so dit is 'n gemaklike wederwysige verhouding, ja.
Okay. En baie dankie Karels, dankie dat julle met ons ook gedeel het oor hoe Cole Shortham hulle bestaan gemaak het en 'n bietjie agtergrond en geskiedenis oor julle ook. Ons het van tevore al gesels oor die versekeringswêreld en dinge wat kliënte kan uitkyk na voor ons het 'n podcast opname gedoen vir dit. So vir ons luisteraars is julle welkom om op ons Millie FM YouTube kanaal te gaan en daar vir Jaco en vir Wikus te aanskou en bietjie meer insiggewende inligting van hulle kant af daar te kry. Ons sê vir julle dankie, Wikus, Jaco, Baie dankie vir julle. julle tyd. Dankie Johnrik. Ja, enige closing thoughts? Ons sien julle weer een van die dae. Ek sien uit. Bly gerus ingeskakel, ons het vir julle lekker musiek net hierna wat volg.